Goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook vanoggend by die erediens, ons gesamentlike ontmoeting met die Here. En mag dit vir almal ook tot opbou van jou geloof wees. Ons dink aan ons lief en leed aan die volgende lidmate. Ons dink aan Ansa, Bink wat in die week 'n oogoperasie gehad het. Ansa, ons is bly om te hoor dit gaan baie goed met jou, 'n goeie herstel gehad het ook. En ons dink nog steeds aan jou. Ons dink ook aan Andries en Judith Kutse, ook in ons gebede. Nog steeds vir hulle voorbereiding doen en as jy hulle nommers het, kontak hulle gerus. Hulle het beide ook nog uitdagings met hulle gesondheid. En dan gelukwense aan Tian en Chantay daar agter. Baie geluk ook met julle verloving. Dis so baie mooi verwoord in die boodskapper dat jy die ja-woord gevra het en dat sy ingestem het, nee. So baie geluk en mag dit vir julle ook 'n wonderlike tyd van seën ook in julle lewe wees. Baie geluk. Vinnig 'n paar administratiewe afkondigings. Ons gaan nie na die tyd enige afkondigings hê nie. Ons herinner net aan die hoërskool se staptoer. Daar's nog enkele plekke oop en die inskrywing sluit môre. So as jy nog nie ingeskryf het nie, asseblief of jy het nog 'n vriend of twee wat wil saamgaan, skryf hulle gerus in. Dan het Pieter Stoker laat weet dat daar is vanoggend kinderkerk, omdat hulle nie diensrooster gekyk het nie. So as jy kindertjies het wat daar moet of kan wees, kan jy hulle gerus vat, daar sal iemand hulle ontvang. En dan herinner ons net aan vanaand se Paas sangdiens wat om 6:00 begin. Nooi asseblief jou bure, nooi jou vriende, stuur die advertensie uit, laat meer mense saamkom en saam sing. En bring asseblief ook 'n paasbolletjie. Ek nie geweet nie, is 'n hotcross-ban, so maar dalk meer as een, bring 'n paar. Dat is vanaand saam lekker koffie drink en paasbolletjies eet ook na die tyd. Daar is lidmate wat verwelkom moet word. Dis Hendrik en Marlianne Venter en Gideon en Joshua Makram en Kyle Leroux en Andreas van Heerden, maar dit sal vanaand gebeur. Ons sal vanaand net voor die erediens hulle vinnig verwelkom, wanneer daar ook 'n bietjie meer mense heel moontlik sal wees. Laaste ding net, as jy vanoggend nie hier is, of jy's 'n kuiergas en jy ken nie iemand hier nie, of ons ken jou nie, nooi jy asseblief om ons te welkomboom buite. Dit reën nou, maar gaan staan daar buite by die, of net hier by die foyer, by die ingang van die deure, hier by die hoofdeure, dat daar sal iemand jou ontvang, 'n bietjie met jou gesels, jy 'n bietjie vertel van die gemeente en dat jy iemand kan leer ken in die gemeente. So as jy nie hier so is, gaan staan asseblief daar. Iemand het die ander dag 'n baie mooi opmerking gemaak en gesê, maar teen die tempo wat dinge nou gebeur, kort ons nie 'n welkom boom nie, maar 'n welkom bos. So dit sal gebeur, een van die dae 'n welkom bos daar in die buitekant maak, waar ons mekaar kan ontmoet. Ons woordum kom uit Psalm 63. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U. Ek smag na U soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees om daar U mag en U grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe en daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof en U naam prys. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou staan en sing ons saam Psalm 84. Ons gaan daarvan saam sing vers 1 tot 4, sowel as vers 6. En ons sing eintlik hier oor die Here se bewaring van sy kerk. En baie mooi ook wat ons nou in Psalm 63 gehoor het, wanneer hulle dors, is die Here self hulle fontein. Ons gaan dit sing en hulle sal van krag tot krag gaan tot hulle voete in Sion staan. Met ander woorde, deur hulle hele lewe lank tot hulle by die Here self is, want die Here is ons son en hy is ons skild. Hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Kom ons sing hierdie woorde, ons staan en sing ons saam Psalm 84 en daarna gaan ons geloof bely.
Ons bely nou saam ons geloof in die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis en ook direk daarna deur saam ook te sing, Skrifverheffing 3:4 vers 1 en vers 5, waar ons die woorde sing dat Christus is my lewe en die sterwe is 'n wins vir my. U is my hoogste vreugde, aan U is ek gewy. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelyd onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die helse smart tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here uit Eksodus 20 en direk daarna in antwoord daarop sing ons saam Psalm 71. En hoor die woorde wat mense saam sing uit Psalm 71, dat my mond vind gedurig ruimer stof, al hoe meer dinge. U redding meld ek elke uur, al kan ek nie skat nie, besyfer of bevat nie. Ek sing 'n lofsang, ek roep tot vreug herbore, ek is verlos en nie verlore. En vir al hierdie woorde, as jy oordink oor die verlossing wat die Here vir jou gee van die sonde en die dood, dan kan dit nie anders dan nie as jy mens oorloop in 'n lofsang tot eer van die Here, as mens oordink hoe groot sy genade vir ons is. Iets wat ons nie kan omvat nie, dis te groot vir ons gedagtes, maar ons weet, die Here is getrou en ons is volkome bevry van al ons sonde. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, en die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie.
Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U, Here, dat U getrou is. Dat U in elke woord wat U spreek, getrou bly. En dat ons kan weet, ons kan op elke woord van U staat maak, aan elke woord van U vashou. U word nooit U woord ontrou nie. U bly ewig dieselfde, U bly ewig getrou aan wat U sê en wat U vir ons beloof. En ons dank U, Here, dat ons geloof kan bou op U beloftes. Kan lewe uit wat U vir ons sê. En ons dank U, Here, vir die groot genade wat ons weet ons het in ons Here Jesus Christus. Dat U U Seun vir ons gestuur het om vir ons sondes te sterf. Dat ons Here Jesus Christus die lyding van die hel ondergaan het, sodat ons dit nooit hoef te beleef nie. Dat ons verlos is. Dat ons opgewek is tot 'n nuwe lewe. Gebring is daartoe om U te ken. Om in 'n verhouding met U te leef tot in ewigheid. Mag ons daarom oordink wat die groot offer van ons Here Jesus Christus is. Hy wat as hoëpriester sy eie lewe vir ons kom offer het. Hy wat ware God is, 'n sondelose lewe geleef het, wat sonde geword het, sodat ons die lewe kan hê. Ons dank U, Here, vir daardie groot genade. En mag ons daaruit leef elke dag. Mag dit wees die basis waarop ons hele lewe bou. Dit wat ons identiteit gee. Ons weet ons is verlos, ons weet ons is U kinders. Ons weet dat niks ons uit U hand kan ruk nie.
Ons dankie Here dat ons as gelowiges mag saamkom om U lof te besing. Om te sing van U verlossing, om te sing van U genade in ons lewe. Dat U in U trou ook ons nie op ons eie los nie, maar dat U ons vir mekaar gee, om mekaar ook by te staan en te bedien, om mekaar op te bou in die geloof. En dis ons bede dat gelowiges dit al hoe meer sal besef, hoe kosbaar dit is, dat elkeen 'n gawe ontvang het, dat elkeen in die geloof mekaar kan versterk, mekaar kan bedien. En ons juist daarom soveel te meer op mekaar ook sal fokus, oor hoe ons mekaar in liefde kan opbou. Ons bid dat ons gemeente al hoe meer mag groei in ons geloof, in ons hoop, in ons liefde, en dat dit sigbaar mag wees, dat dit vertel sal word in die gemeenskap waar ons is. Ons dank Here vir die woord, en ons dank Here dat ons vanoggend saam kan luister. Ons bede is dat waar ons hierdie hoor wat U vir ons sê, dat ons opnuut versterk sal word. Ons oë opnuut op U gerig sal hou. Dat ons opnuut vertroos sal wees deur wat U vir ons sê. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons luister vanoggend saam na die woord van die Here uit Genesis 4 en daarvan saam vanaf vers 17 tot en met vers 26, die einde van die hoofstuk. Genesis 4 vanaf vers 17. Kain het met sy vrou gemeenskap gehad en sy het swanger geword en vir Henog in die wêreld gebring. Kain het daarna 'n stad begin bou en hy het die stad aan sy seun Henog vernoem. Vir Henog is 'n seun Irad gebore. En Irad was die vader van Megiel en die was die vader van Metisael. En die was die vader van Lamech. Lamech was met 2 vrouens getroud, die een was Ada en die ander een Silla. Ada het vir Jabal in die wêreld gebring. Hy was die stamvader van die wat in tente by hulle kuddes woon. Die naam van sy broer was Jubal en hy was die stamvader van die wat op die lier en die fluit speel. Silla weer het vir Tubal Kain in die wêreld gebring. Hy was 'n smid, 'n vakman in koper en yster. Sy suster was Naama. Lamech het vir sy vrouens gesê, Ada en Silla, luister na my, vrouens van Lamech, let op my woorde. Ek maak 'n man dood as hy my wond, 'n seun as hy my seer maak. Kain sal 7 maal gewreek word, Lamech 77 maal. Adam het weer met sy vrou gemeenskap gehad en sy het 'n seun in die wêreld gebring en hom Set genoem. Want, het sy gesê, God het vir my 'n ander kind gegee in die plek van Abel, omdat Kain hom vermoor het. Ook vir Set is daar 'n seun gebore en Set het hom Enos genoem. In daardie tyd het die mense begin om die naam van die Here aan te roep. Geliefde broers en susters, ons bely in artikel 27 van die Nederlandse geloofsbelijdenis dat die kerk 'n heilige vergadering is van almal wat in Christus glo. Die belydenisskrifte beskryf verder dat Christus die een is vir homself 'n kerk vergader uit die hele mensdom uit. In ander woorde, Adam en Eva was van die begin af die kerk gewees. En die kerk het na Adam en Eva bly voortbestaan. En dis die merkwaardige dat die nageslag van Adam en Eva nie net almal deel van die kerk is nie.
dat wanneer die Here die vyandskap tussen Eva en haar nageslag en die slang en sy nageslag instel, kom die vraag eintlik maar wie is die nageslag van die slang? Ons weet die slang is die duiwel en dit is nie asof die slang en die bose engele kan kinders kry en vermeerder en dat die vyandskap bestaan tussen die geslag van die nageslag van die mens en die nageslag van die slang in die sin dat albei kinders produseer nie. So die nageslag van die slang, die saad van die slang moet van elders afkom. En ons hoor dan baie mooi in Johannes 8 vers 44 dat Jesus vir die Jode sê dat hulle is die nageslag van die duiwel. Want hulle dieselfde begeerte as wat die duiwel het. Met ander woorde, hy noem hulle duidelik, julle is die kinders, julle is die nageslag van die duiwel. En dan baie mooi hoor ons ook in 1 Johannes 3 vers 12, wat baie mooi stel dat Kain het aan die bose behoort. Maar word is vir ons baie mooi beskryf dat die kerk nie net almal is wat biologies kinders van Adam en Eva is nie. Dit hang dus nie van hierdie biologiese afstamming af nie, maar dit hang af van gehoorsaamheid. Dit hang af van geloof en ongeloof. Dat deur geloof te glo wat die Here sê, of deur ongeloof dalk te hoor wat die Here sê, maar dit nie te glo nie, of nie te wil hoor nie, maar dan eerder te gehoorsaam wat die duiwel sê, of nie te gehoorsaam wat God sê nie. En nou is daar noodwendig 'n spanning tussen hierdie twee geslagslyne. Dat die Here het reeds in die vloek gesê, maar daar sal hierdie stryd wees tussen die nageslag van die slang en die nageslag van die vrou, dat die slang sal haar in die hakskeen byt, maar haar nageslag sal hom op sy kop vermorsel. En dan weet ons dat dit ten diepste wys na Christus, ten diepste na hom wat die slang se kop vermorsel, maar nog steeds gaan daar hierdie stryd voortwikkel tussen hierdie twee geslagte, tussen die kerk en hulle wat nie van die kerk is nie, tussen geloof en ongeloof, tussen die nageslag van die vrou en die nageslag van die slang. En dis ons baie mooi sien uitspeel hierso in Genesis 4. Ons het die vorige keer gehoor in Genesis 4 dat die Here vir Kain gewaarsku het oor presies hoe sonde werk. Dat sonde lê soos 'n wilde dier voor jou deur, hy wag vir jou, jy moet die deur oopmaak en uitgaan. Maar die mag is by Kain, hy kan die deur toehou. So Kain kon gehoorsaam luister wat die Here vir hom sê en dit nie doen nie. Maar Kain wil nie gehoorsaam aan die Here nie. En hy laat homself oorweldig deur die sonde. Hy doen presies wat die Here nie vir hom sê nie. Hy laat homself oorweldig deur die sonde. En in jaloesie gaan hy met 'n woordewisseling met sy broer en hy vermoor sy broer en hy daal tot die laagtepunt waar hy vir God jok oor waar sy broer is. Sê hy weet nie waar sy broer is nie. Maar dan konfronteer die Here vir Kain en op hierdie punt sal mens dink dat hy sal begin nadink oor sy sonde, begin berou toon oor wat hy gedoen het. Maar op geen punt waar die Here vir Kain sy sonde vir hom bekend maak, dat die Here presies weet wat hy gedoen het, is daar enige spyt of enige berou in Kain se hart oor sy sonde nie. Die Here lê hom bloot, hy sien sy sonde, maar Kain het absoluut geen berou daaroor nie. Presies die teenoorgestelde as Adam en Eva, dit probeer om ook weg te steek, Kain ook te sê, hy het gejok, hy weet nie. Maar daar's geen jammerte nie, daar's geen berou by hom oor wat hy gedoen het nie. Die Here sê vir hom dat die bloed van sy broer roep van die grond af na hom en daarom sal hy vervloek en verban wees van die grond af. Die grond sal nie meer sy opbrengs lewer nie en hy sal 'n doellose swerwer op die aarde wees. Ons sien as hierdie gevolg van die sondeval is die selfgerigtheid by Kain. Hy was nie besorg oor die eer van die Here of oor die lewe van sy broer nie, maar hy's net besorg oor homself. Hy's net besorg oor sy eie welstand. Hy het hierdie afgryse van hom sy eie broer dood te maak, hierdie wete dat God het dit gesien, maar dit geen effek op hom nie. Hy's net bekommerd oor wat met homself gaan gebeur na dit. Hy vrees ander mense sal wraak neem op sy lewe en die straf van die Here is vir hom te veel, en dan verseker die Here vir hom uit sy groot genade dat enigeen wat wraak soek op Kain sal ernstig gestraf word. 7 keer. En hy plaas 'n merk op Kain om te bevestig, my woord is waar, dit sal gebeur. As enigiemand wraak op jou neem, sal ek hom straf. Nou net 'n kantnota, niemand weet regtig wat hierdie merk is van Kain nie.
maar net wel dat die Here daai bevestiging gegee het. En dan word vir ons gestel dat Kain het weggetrek van die Here af. En nou weet ons dat God is alomteenwoordig, maar uit die vertelling is baie duidelik dat Adam en Eva na die Here toe gegaan het om offers gebring het, dat Kain met die Here gepraat het. En hier hoor ons dis 'n fisiese wegtrek van die Here af. Maar natuurlik saam met dit is dit ook hierdie geestelike wegtrek van die Here af. Wil nie meer in die teenwoordigheid van die Here wees nie. Wil nie meer in daai gemeenskap met God leef nie en wegtrek van die Here af. So met ander woorde is ook 'n aanduiding van geestelik dood te wees weg van die Here af. Daar gaan nie meer in die Here se woorde agting gegee word nie. En die nie-kerk of die wêreld, dis die mense wat nie die kerk is nie, gaan weg van die Here af leef en weg van die Here se instruksie vir hulle lewe af leef. En dan hoor ons hier hoe die geskiedenis van Kain verder vertel word. Hy gaan vestig in die land met die naam Nod. En wat beteken ronddwaal of rondswerf. Ons hoor ook dat Kain 'n vrou gekry het. Genesis 5 vers 4 bevestig, daar was baie ander broers en susters gewees en met Adam en Eva se lang lewensduur was dit so gewees dat hulle baie kinders sou gehad het. Een met wie Kain nog sou kon trou. So die Bybel vertel nie vir ons alles dat dit al die kinders wat Adam en Eva gehad was, net die 3 nie, daar was baie ander ook gehad en daar was baie ander mense met wie hy ook kon trou op daardie stadium. Maar wat baie merkwaardig van hierdie gedeelte is dat die geslagslyn van die bose vir ons hier gegee word. Kain aan die bose behoort en nou brei die Bybel vir ons uit oor hoe lyk die bose se geslagslyn, waartoe lei dit? Die Bybel gee ons in 'n sekere sin ook die wêreldse ontwikkeling, waartoe die wêreld gaan. Henog is vir Kain gebore. En hy het 'n stad gebou en dit na Henog vernoem. Wat beteken vesting. En hoor nou baie mooi wat gebeur. Kain trek weg van die Here af. Die Here sê hy sal 'n doellose swerwer word. Kain is direk in opstand teen die Here. Hy sal nie 'n doellose swerwer wees nie. Hy sal nie die Here se teenwoordigheid nodig hê nie. Hy sal vir homself 'n stad bou met mure waar hy self veilig kan wees, dat hy nie die Here nodig het nie, dat hy nie 'n swerwer hoef te wees nie. Presies dit wat die Here nie vir hom gesê het sal hy nie wees nie. Hy sal 'n stad bou in opstand teen die Here. So hy wil dus nie in die posisie wees waar hy afhanklik is van God se beloftes nie. En daarom bou hy 'n stad waar hy heeltemal probeer om homself los te maak van God. En dan word hierdie geslagslyn vir ons verder nog vertel en ons moet baie duidelik sien wat hierdie lyn van die bose is. Want daar word baie duidelik vir ons 'n lyn getrek van Kain wat sy broer vermoor het, getrek na Lameg toe. Ons hoor dat vir Henog is Irad gebore en vir hom Megiel en vir hom Metisael en vir hom Lameg. En wat dan baie opmerklik is van hierdie nageslag is dat vertel word oor wat hulle alles bereik het. Ada het vir Jabal in die wêreld gebring en hy was die stamvader van die wat in tente by hulle kuddes woon. In ander woorde, hy was 'n groot veeboer gewees. En die naam van sy broer was Jubal. Hy was die stamvader van die wat op die lier en fluit speel. Hulle was musikante gewees. Hulle het baie musikale vermoëns gehad. Silla het weer vir Tubal-Kain in die wêreld gebring en hy was 'n smid, 'n vakman in koper en yster en sy suster was Naama. En nou moet mens weer eens hier op 'n kant nota sê wat baie merkwaardig is nou van hierdie geslagslyn van hierdie name van die kinders van Lameg is dat daar's 'n baie sterk verband tussen die eerste broers van Kain en Abel. Dat die eerste twee broers die genoem ons se name Jabal en Jubal weer klink die naam van Abel. Wat veeboere was wat op die fluit gespeel daar waar vreugde is en vir Tubal-Kain wat weer na Kain se naam weer klink, was 'n ystersmid waarmee natuurlik ook wapens gesmee is. So half asof die geslagslyn, die Bybel vir ons wil die lyn laat aantrek sê maar hierdie stryd wat daar was tussen die eerste broers, tussen die kerk en die wêreld is nie verby nie. Dit bly voortduur deur die geslagte heen. Maar wat ons moet raak sien hier in die teks is dat daar 7 geslagte vir ons genoem word van Adam af tot by Lameg. En die getal 7 dui eintlik al vir ons op die volheid van waarop loop alles uit. Wat is die eindtotaal daarvan? So tot wat kom hierdie geslagslyn in sy volheid? Waarheen is die mens wat nou weggetrek het van God in weerstand van God leef? Waartoe is hulle op pad? Waartoe ontwikkel hulle?
En dit wys vir ons dat daar geen verbetering in hulle geestelike en daarom ook morele toestand gekom het nie. So daar waar daar weg van God af geleef is by die 7de geslag, word Lamech en sy karakter vir ons baie duidelik beskryf. En meer besonder sy totale opstand teen die Here. In die eerste plek word ons genoem dat hy 2 vrouens gehad het. Ada en Silla. Ada se naam, sy betekenis word gewoonlik verklaar as versiering en Silla se naam word gewoonlik verklaar as geklingel. Beide se name wat 'n verteenwoordiging of 'n sinspeling het op uiterlike skoonheid. Met ander woorde, wat hier gesê word is dat Lamech het vir hom 2 vrouens gekoop wat uiterlike skoonheid het, maar word niks van hulle innerlike karakter gesê nie. Daar's niks van binne af wat gesê word hoe hulle karakter van binne was nie, of dit goed was of nie. En dis nou weer eens net presies teen dat die Here waarsku in 1 Timoteus 2 sê dat vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle kleredrag waardig, beskeie en ingetoom moet wees. Dat hulle versierings moenie uit haarkapsels en goud en parels en dierklere wees nie, maar waarvoor 'n vrou bekend wees vir hulle goeie werke. Soos dit vroue betaam wat openlik bely dat hulle God dien. En die feit dat Lamech nou van 2 vroue neem, wys hoe ver die mens van die God af gedwaal het. Hoe die mens in opstand is teen die skepingsorde wat die Here gemaak het. Want hy skep die orde as 'n huwelik tussen 1 man en 1 vrou, wat in die res van die skrif ons baie duidelik ontvou word as 'n beeld wat heenwys na Christus en sy kerk. 'n Skaduwee wat wys na die verbondsverhouding wat Christus met sy kerk het. Maar Lamech neem 2 vroue op uiterlike skoonheid en nie karakter nie, om juist daarmee heel moontlik vir homself vinniger 'n koninkryk te bou. En nou word sy karakter vir ons nog verder beskryf. Ons hoor dan nou nog verder die verval van die wêreld. Hierdie geestelike doodsheid en die morele karakter en die beskrywing van brutaliteit en geweld. In verse 23 en 24 is hierdie Hebreëse poësie, 'n lied wat Lamech sing, wat eintlik bekend staan as die swaard lied. En hy sing vir sy vroue, Ada en Silla, luister na my vrouens van Lamech, let op my woorde, ek maak 'n man dood as hy my wond, 'n seun as hy my seer maak. Kain sal 7 maal gewreek word, Lamech 77 maal. In die manier hoe die woorde geskryf is in die oorspronklike taal, kan dit aandui dat dit 'n moontlikheid is dat wat sou die situasie om voordoen, sal Lamech geweld pleeg. Maar jy sal merk dat baie letterlike vertalings, en veral die Engelse vertaling, die ESV, vertaal dit as 'n gebeurtenis wat reeds plaasgevind het. Dis nie 'n moontlikheid dat dit kan gebeur nie. Dit word vertaal as dit iets wat het gebeur en Lamech het uit hierdie historiese gebeurtenis uit, sing hy nou 'n lied vir sy vroue hieroor. Hy vind dus vreugde uit hierdie moord wat hy gepleeg het. Hy spog teenoor sy vrou oor die dood wat hy gebring het. Dat hy 'n jong man vermoor het wat hom seer gemaak het. So die Bybel het vir ons baie duidelik Kain se karakter as boos beskryf. En nou kom Lamech en hy assosieer homself doelbewus met Kain se morele karakter. By Kain is dit die Here wat die straf sal bring. Maar Lamech sê dat die Here se straf is 7 maal, maar hy sal 77 maal iemand wreek. En dis God self wat die oordeel bring oor iemand, maar Lamech sê hy sal die reg en geregtigheid in sy eie hande inneem en dit sal 77 keer meer wees of fout wees wat iemand aan hom iets gedoen het. So sy straf kom dis nie in genade teenoor iemand om iemand se lewe te beskerm nie, maar sy straf kom teenoor iemand om uit wraakgierigheid uit bloeddorstigheid uit reageer hy. Ons sien as hierdie lelike progressie van die sonde en die kwaad en waartoe dit ontvou. Kain het sy broer doodgemaak en hy het gejok daaroor dat hy dit gedoen het. Lamech het nou 'n jong man doodgemaak en hy het 'n lied gekomponeer daaroor en gesing daaroor en hy is trots daarop dat hy dit wel gedoen het. Hy vind vreugde in hierdie bloed wat na die Here roep. Dit bring vir hom plesier. En nou is hier 'n baie belangrike ding wat ons hier moet raak sien in hierdie geslagsregister. Want die doel van geslagsregisters is om die voortgang en die voortsetting van lewe, die vreugde van lewe te vier en aan te dui. As daar 'n geslagsregister is, wys dit dat die Here se seën is daar, dat daar 'n nageslag is en dat dit uitloop op volg op meer lewe. En daar word gesê hy was die vader van daardie en was die vader van daardie ene, dat die Here gee steeds lewe, die Here bring daardie lewe voort.
En wat so mooi aan die einde van hoofstuk 11 van Genesis aangedui word, is waar daar uitdruklik genoem word, maar Sara was onvrugbaar, dit lyk of haar glad nie lewe gaan kom nie, en dan kom die Here in Genesis 12 en hy bring weer lewe. Maar in hierdie geslagslyn van Kain loop sy voluit uit op die dood. Daar word eers vertel van die seuns wat hom gebore is. En dan eindig dit met die dood. En meer besonder die viering van die dood. So wanneer ons hierdie geslagslyn hoor van die bose, moet 'n mens hoor wat is die eindpunt daarvan. Die geslagslyn loop nie om nog verdere lewe te vier nie, maar die geslagslyn loop uit op die dood. So wat in die groter geheel vir ons hier aangedui word, is dat hoewel ons van hierdie wonderlike kulturele vooruitgang hoor, alles wat die goddelose mens in 'n kulturele omgewing vermag het, is daar niks wat hulle kan doen aan hulle saligheid nie. Dat die mens is geestelik dood en sy gedagtes bly uit op niks. Daar's trouens net geestelike agteruitgang. En dit is waarop die wêreld afstuur, dit is waarop die wêreld uitloop. Dat hoewel daar geweldige vooruitgang is, kulturele vooruitgang is, kom die mens glad nie nader aan God daardeur nie. Eintlik 'n totale hopelose situasie. En dis waartoe die Bybel ons telke maat toe bring, is die goddeloosheid van die wêreld, die boosheid van die wêreld wat al hoe meer boos word en hulle opstandigheid teen God vier. En dit lyk absoluut hopeloos as dit al is wat daar is en alles loop uit op die dood, is 'n totale hopelose situasie. Maar net na dit kom die outeer en hy vat ons terug na Adam en Eva toe. En hy sê, maar wag so bietjie. Dis nie al wat daar is nie. Daar's nog 'n geslagslyn. Ons word weer 6 geslagte teruggeneem na Adam en Eva toe, want hier is nie die einde van die verhaal nie, dat die Here laat nie die mense aan homself oor nie, dat die mens God verlaat het en die God nie meer wil ken nie. Dis nie die einde daarvan nie. Wat God bewerk het in sy groot raadsplan, dat daar nog 'n geslagslyn is, dat die saad van die vrou voortgaan. Die lyn van Set. Set, wie se naam herinner dit dat die Here vir Eva nog 'n kind gegee het, want Kain het vir Abel vermoor. So teen hierdie lyn van Kain wat die saad van die slang wat uitloop op die dood, kom daar nou nog 'n lyn van Set. En dan word vir ons baie mooi vertel dat Set het uiteindelik 'n seun van sy eie wat hy Enos genoem het. En dan word ons op hierdie punt meegedeel dat in daardie tyd het die mense begin om die naam van die Here aan te roep. En dit is baie besondere inligting wat hier gegee word. In die eerste plek, om die woord hier vir die naam van die Here wat gebruik word, is die naam wat die Here later vir Moses sal gee, maar dis vir die volk moet noem, en dit is sy verbondsnaam wat hier genoem word. Met ander woorde, dat die mense God in sy verbondsnaam aanroep, dat hulle hom ken, hoe? Deur Jesus Christus. Dat die mense in die Ou Testament net so verlos word soos ons vandag, deur die geloof in Jesus Christus. Ons weet dat heel van die begin af, dat Adam se nageslag was al betrokke by die aanbidding van die Here. Ons weet dat Abel het gekom en hy het offers vir die Here gebring. So as individu het hy gekom en vir die Here aanbid. Maar hier word dit baie mooi aangedui dat in hierdie verbondsgemeenskap kom die kerk bymekaar en hulle aanbid die Here in en deur Jesus Christus. So God leef in 'n verhouding met hulle, so Adam en Set en Enos en ander gelowiges wat saam met hulle was, leef in hierdie verbondsgemeenskap saam met God en hulle begin almal saam om die Here te aanbid. Deur die geslagte heen, oupa en pa en kind, almal kom saam en aanbid die Here. Ons sien dis baie mooi hoe die Here nie die mense hulle eie genade oorlaat nie, maar hoe hy die kerk versamel, hoe hy die kerk bewaar teen die woede van die wêreld. Dat waar dit eindig is hierdie woorde van Lameg by die wêreld, van hierdie bloeddorstigheid, hierdie opstand teen die Here.
Dat die wêreld as wraaklustig beskryf word teen enige iemand wat enige leed aan hulle sal aandoen. En steeds dat die kerk van die Here saam met die wêreld, saam met hierdie bloeddorstigheid sal leef. Te midde van hierdie wrede aanslae van die wêreld. Maar die Here laat nie die kerk net ten gronde gaan nie. Te midde van hierdie bloeddorstigheid, te midde van hierdie wreedheid, bewaar die Here en versamel die Here steeds vir hom sy kerk hier op aarde. So die laaste seggenskap behoort nie aan die bose nie, die laaste seggenskap behoort nie aan die dood nie, die laaste seggenskap behoort aan die lewe, behoort aan God, wat die lewe bly bewaar, wat sy kerk bly bewaar. So hierdie gemeenskap tussen God en die kerk, wat die naam van die Here sal bly aanroep vir sy verlossing. Wat ons nog verder moet oplet hier in hierdie twee geslagslyne, is waar hierdie fokus val. Dat wanneer die lyn van Kain vergelyk word in die lyn van Set, sien ons die interessante kontras, dat in die Kain se geslagslyn val al die fokus net op die mens en die mens se prestasie, die mens se vermoë. Wat die mens alles kan vermag in sy kulturele toestand en ook in sy boosheid. Dit wys wat die mens alles bereik het, hoe die mens homself 'n naam gemaak het in sy kudde wat hy bymekaar gemaak het, in die musiek wat hy gemaak het, in die wapens of die ander toerusting wat hy gemaak het. Maar dit wys ons dat dit uitloop op die dood. Maar die ander geslagslyn, dit is so merkwaardig as mens dit lees, dat daar nie een menslike prestasie vir ons daar genoem word nie. Uit Set se geslagslyn word nie van vertel wat hulle bereik het en wat hulle alles toe in staat was nie. Maar daar word net een ding gesê, hulle word baie eenvoudig beskryf as mense wat die naam van die Here aanroep. Hulle word as baie eenvoudig beskryf as mense wat die Here aanbid. As mense wat hulle toevlug by die Here soek en nie besorg is oor ander dinge nie behalwe oor die Here se eer. Al wat genoem word is dat hulle die naam van die Here aanroep. Hoe hulle geken word, Adam en Set en Enos, is as mense wat die naam van die Here aanroep, mense wat die Here vereer en bewonder. En nou moet mense nie dink omdat daar niks staan het hulle absoluut niks bereik het nie. Dat hulle kultureel eintlik niks werd was vir die wêreld nie. Maar wat die outeur baie duidelik hierdeur doen is, hy wys vir ons die heel belangrikste ding van hierdie mense. Waarvoor moet hulle bekend staan? Waarvoor moet hulle geken word? Wat letterlik elke liewe ander ding wat die mens bereik of kan bereik, is daar niks belangriker as om die naam van die Here aan te roep nie. As om jou godsdienst te beoefen nie. So hoewel die wêreld al hoe meer moreel korrup raak, al hoe meer wreed raak, en die kerk al hoe meer wreed vervolg, sal die kerk van die Here nie bekend staan as mense wat meer wreed optree teenoor die wêreld nie, maar as mense wat die naam van die Here aanroep. So die kerk neem nie net geregtigheid in hulle eie naam, in hulle eie hande nie, maar hulle vertrou op die Here en sy beloftes en sy regverdige oordeel. En die gevolg van die twee geslagslyne is ook anders. En op volgende geslagslyn, Genesis 5, wat ons hopelik later dan sal kyk, hoor ons dat hierdie geslagslyn uitloop op die lewe. En dis waaroor hierdie gedeelte gaan, die onderskeidende merk tussen die twee geslagslyne, die geslag van die vrou en die van die slang, wat uitloop op die dood en wat uitloop op die lewe. En die verskil is geloof. Die verskil is hierdie verhouding met God wat uitloop op die lewe. En broers en susters, ons lewe ook in 'n wêreld wat ons in verstomming staan oor wat die mens alles bereik. Dit is vir my verbaasend as ek my kinders moet toets oor hoeveel name hulle ken van mense wat geweldige dinge al bereik het in die wêreld. Wie die rykste is en wie daardie gedoen het en daardie al gedoen het en hulle ken al daardie name. In die eerste plek is dit bewys van God se algemene genade wat vir alle mense gegee word. Die Here laat dit reën oor die gelowige en oor die ongelowige. Maar tog, as dit die grootste ding is waarvoor iemand bekend is hy die ellendigste
van alle mense. En dit bring ons by die vraag voor, waarvoor staan jy bekend? Waarvoor staan ons as gemeente bekend? Dat ons wat geloof ontvang het, ons wat deur ons Here Jesus Christus die geloof ontvang het, hy vir wie ons wat vir ons in die kruis gesterf het sodat ons kan lewe, wat ons daardie lewe gee, hy wat ons geruk het uit die duisternis en gebring het in die lig in, het dit gedoen juis sodat ons nou in hierdie wêreld die naam van die Here moet aanroep. Juis dat dit die ding is waarvoor ons bekend moet staan. Nie jou eie prestasies, nie jou eie ding wat jy bereik het in die lewe nie, maar dit waarvoor jy bekend staan is dat jy aanbid die Here. Jy's 'n gelowige. So waarop fokus jou lewe? Wat is dit wat die hoogste aandag in jou lewe geniet? Is jy besig om saam te kom in die naam van die Here aan te roep? Of is jy besig om jou eie koninkryk te bou? Jou eie nalatenskap te vestig? Dat jou eie reputasie vir jou meer werd is as God se naam. Ons as gelowiges moet bekend wees as mense wat die Here aanroep. Mense wat God aanbid. Mense wat nie bekend is vir selfaanbidding, vir dit waarmee ek besig is nie, maar bekend is om te werk in die koninkryk van die Here. Dis op die ouende ook wat ons verlossing aandui. Kenmerk wat ons onderskei van die wêreld. Dat ons God ken deur ons Here Jesus Christus. En dit bring ons by die vertroue in die Here. Dat hoe reageer ons as kerk wanneer ons hoor van al die gruwelike dinge wat gebeur? Daar's onlangs weer die nuus van klomp gelowiges en duisende gelowiges in Sirië wat vermoor is. Hoe reageer die kerk rondom die wreedheid van die wêreld? Dan hoor ons baie mooi in Matteus 18 hoe Petrus vir die Here vra, maar Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? 7 keer, dan sê die Here vir hom nee, 70 en 7 keer. Die Here sinspeel direk op Lamek se woorde. Dat ons as gelowiges moenie bekend wees as mense wat geregtigheid in ons eie hande neem nie. Trouwens, die Here sê baie duidelik vir ons dat die staat is 'n dienaar van die Here, dat ons vir die staat moet oorlaat en as die staat ook val daarin, sal die Here self ook regverdig oordeel by die dag van oordeel. Die Here sê vergewe. 70 en 7 keer dat gelowiges bekend moet wees as mense wat vergewe. Wat die Here vertrou. Ons weet, broers en susters, dat die Here self sy kerk vergader deur al die eeue heen, reg oor die wêreld, te midde van al die geweld wat daar plaasvind, weet ons dat die dood is nie die einde nie. Dat die verhaal van die kerk eindig nie by die dood nie, maar dit eindig by lewe en aanbidding van God tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U Here dat U getrou is, dat U die een is wat geloof gee, dat U ons uitverkies het vir die grondlegging van die wêreld, en dat U ook U kerk sal bewaar, dat U 'n ewige koning is, wat nie sonder onderdane kan wees nie. Maar ons bid, dat waar ons hierdie wonderlike genade van U af beleef en ontvang het, dat ons uit die geloof sal leef, dat ons sal bly aanbid, bly U naam aanroep. Mag ons ywerig wees in ons godsdiens. Mag dit wees waarvoor ons bekend is as gelowiges. As mense wat nie ons lewe op onsself fokus nie, maar juis ons lewe op U rig. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan nou die slotsang sing. Skrifbreiding 15:3 vers 1 tot 5. Vers 5 in besonder, en laat klink in hart en oor die drangroep vir die Gees laat hoor. Die ewige dood sal nimmer meer oor die oorwinnaar
triomfeer. Kom ons staan en sing ons saam, Skrifreading 15:3 vers 1 tot 5. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.